Lood in petrol. Hoe swaar val hierdie gif op ons omgewing en ons gesondheid? Lood in petrol. Soveel mense, soveel menings. En niet is die debat ook nie. In 50-50 se heel eerste program, in Januarie 1984, is die gesondheidsgevare van lood alreeds ondersoek. Navorsing by die Universiteit van Kaapstad het 'n verband getoon tussen kinders met hoë bloedloodvlakke, hulle woonplek langs besige verkeersroetes en leerprobleme in die skool. Dis 'n hoëspoed Italiaanse motor uit die 80er jare. En 50-50 het die afgelope 15 jaar periodiek verslag gedoen oor die gesondheidsgevare van lood en petrol wat motors soos hierdie nodig het om op die pad mee te bly. Intussen hierdie debat voort en die vraag word steeds gevra: hou lood in Suid-Afrikaanse petrol 'n gesondheidsrisiko in of nie? Vroeg maandagooggend Johannesburg. Tog meen sommige dat ons getal motors steeds te min is vir uitlaatgasse om dieselfde besoedelingsprobleme as in Amerika en Europa te skep. Die vermindering van lood in petrol sedert 1986 en die instelling van loodvrye petrol in die middel 90's word ook toegeskryf aan tegnologiese druk en nie vanweë gesondheidsredes nie. Navorsing die laaste ruk het nou weer die hele lood en petrol kwessie laat opvlam. En dit blyk nou dat 'n kind soos Amelia, wat onder moeilike sosio-ekonomiese omstandighede groot word, vatbaarder is vir die skadelike effek van lood en petrol. Alexandra, naby Johannesburg, word deur besige paaie omring. Dis 'n agtergeblewe gebied met grootskaalse armoede. Min geld beteken min kos of bekostigbare voedsel wat nie altyd aan noodsaaklike voedingsstowwe vir bou van 'n gesonde liggaam bevat nie. Amelia is een van 7 kinders. Sy ly nie honger nie, maar sy eet ook nie reg nie. 'n Goed gebalanseerde dieet met genoeg minerale soos yster en sink en magnesium en kalsium is baie duur. En haar ma kan dit nie bekostig nie. Maar nou is dit juis hierdie tekort aan minerale en vitamines wat haar vatbaarder maak vir omgewingssiektes. En loodvergiftiging is een so 'n omgewingssiekte. Kinders asem nie soseer lood in nie, maar kry dit in hoofsaaklik langs die hand-mondroete. Deur byvoorbeeld loodbesmette grond en voedsel te eet, sulke water te drink of speelgoed te kou waarvan die verf 'n loodbasis het, beland lood in die liggaam waar dit in die tande en beenderrig gestoor en later vrygestel word. Lood is nie nodig in die mens se liggaam soos jy byvoorbeeld yster of sink nodig het nie. So die liggaam kan nie die lood afbreek nie. Hy is nie bio-afbreekbaar nie en dit gaan dan ophoop in die liggaam. Maar die groot probleem is by kinders, omdat kinders neem baie meer lood op as volwassenes. Hulle sal byvoorbeeld 50% van hulle lood absorbeer en 'n volwassene so 10%. Lood tas veral die niere, bloed en sentrale senuweestelsel aan. Kinders met hoë konsentrasies lood in hulle bloed ontwikkel onder meer leerprobleme en dit kan hulle IQ's laat daal. Soos in ander wêrelddele waar daar 'n verband bestaan tussen omgewingsgesondheidsfaktore en sosio-ekonomiese groepe, is daar met 'n studie onder sowat 500 graad 1 leerlinge in die armer dele van Johannesburg bevind dat hulle loodbloedvlakke onaanvaarbaar hoog is. Trouwens, die gemiddelde telling was sowat 12 mikrogram lood vir elke desiliter bloed. En dis amper dubbel soveel as wat daar by kinders gekry is in ander wêreldstede waar daar net loodvrye petrol beskikbaar is. The blood lead level ranged from 6 to 26 micrograms per deciliter. And if one bears in mind that in the United States, the action level for health workers is 10 micrograms per deciliter. In other words, if a health worker found a child with a blood lead level of 10 micrograms, they would have to take some sort of action. And our study showed that 80% of children had blood lead levels higher than that action level of 10 micrograms per deciliter. Die afstand vanaf druk verkeer, hoeveel lood in petrol, die getal motors wat petrol met lood gebruik en weersomstandighede bepaal in 'n groot mate die vlak van besoedeling. Hoewel die meerderheid Suid-Afrikaanse motors loodvrye petrol kan gebruik, kies meeste eienaars steeds die een met lood. Ek gebruik nie loodvrye petrol nie omdat ek dit nie regtig ken nie. Ek gebruik premium seker maar net uit gewoonte.
Maar ek gebruik nie loodvrye petrol nie, omdat my man reken 'n motor se engine is beter af met lood. I've never changed. I bought this car when there was leaded, so I never changed. Die argument dat ons verkeer nie so dig is soos in Europa of in Amerika nie, en ook dat die hoeveelheid lood in ons petrol nie 'n gevaar inhou vir die gesondheid van die breë bevolking nie, mag dalk mense geruststel wat ver van die besige verkeersroetes af bly. Maar wat van 'n gesin met kinders wat in 'n omgewing soos hierdie moet woon, leef en werk? Al die navorsing oor lood en petrol as 'n omgewingsgesondheidsgevaar is nie negatief nie. Metings van lugloodvlakke toon byvoorbeeld 'n daling van die metaal in die lug sedert die instelling van loodvrye petrol. Maar navorsing in Kaapstad en Johannesburg wat hoë bloedloodvlakke onder kinders gevind het, toon dat hierdie gevaar steeds bestaan. Lood is 'n swaar metaal, en wanneer dit so saam met ander uitlaatgasse vrygestel word, dan sif dit neer in land op die plante en in die grond. En daarom kan ou verwag dat daar baie meer lood op die plante en grond langs so 'n besige roete gaan wees, as sê nou maar byvoorbeeld in 'n gebied waar daar selde of ooit motors met lood in die petrol rondry. Ons het ons eie navorsing gedoen en monsters by juist sulke verskillende gebiede gaan neem en dit laat ontleed. Grond- en plantmonsters A kom van grond en gras langs een van die besigste toegangsroetes in Johannesburg. In spitstye soggens en saans pendel motors buffer aan buffer tussen die Goudstad se noordelike voorstede en sentrale sakegebiede nader aan die middestad. Die roete word begrens deur winkelsentra en woonbuurte met gewone huise, asook hoë digtheid woonstelblokke en meentuiseenhede. Grond- en plantmonsters B is geneem op die middelstrook van die besige N12 snelweg, wat Johannesburg met sy digbevolkte suidwestelike woongebiede verbind. Die deel waar die monsters geneem is, word begrens deur 'n informele nedersetting en 'n gevestigde woonbuurt teen aan die pad. Grond- en plantmonster C is op die middelstrook van die ingangsroete na Potchefstroom geneem. Hoewel verkeer gedurende die hele dag hier langs ry, is dit nie naastenby so besig soos die eerste twee roetes nie. Die laaste gebied waar grondmonsters geneem is, Monsters D, is 4 km van die naaste teerpad af. Dis in die Potchefstroom omgewing op 'n gedeelte van 'n wildplaas waar voertuie wat petrol met lood gebruik waarskynlik selde kom. Eco Rehab, dis nou die Instituut vir Ekologiese Rehabilitasie hier by die Potchefstroomse Universiteit. Hulle het een van die best toegeruste laboratoriums in die land om plant- en grondmateriaal mee te ontleed. En ons het ons 4 plant- en grondmonsters hierheen gebring en gevra hulle moet vir ons die loodneerslag bepaal. Voordat die hoeveelheid lood in die grond en gras bepaal is die persentasie sand, sluk en klei van elke monster vasgestel. Hoe meer klei, hoe meer sal lood in die grond vasgehou en deur plante opgeneem word. As die grond kleierig en suur is die kanse dat lood opgaar nog beter. Grond langs die Johannesburgse toegangsroete het die meeste klei gehad. Die grond in al 4 opnameplekke was maar aan die suurkant. As ons net op die klei en suurgehalte moet gaan, dan is die grond wat ons langs die besige toegangsroete geneem het 'n vrugbare teelaarde om lood wat saam met die uitlaatgasse vrygestel word op te gaar. Maar kom ons kyk wat Eco Rehab se laboratorium bevind het. Verskeie ontledings is gedoen om te bepaal hoeveel lood in die grond aanwesig is en ook watter persentasie deur plante opgeneem kan word. Dit wil sê hoeveel lood in water opgelos kan word. Deur middel van atoomabsorpsie spektrometrie kon bepaal word hoeveel deeltjies lood daar per miljoen deeltjies grond is. Soos te wagte het die hoeveelheid lood in albei toetse 'n patroon gevolg soos wat die verkeer minder geword het. Die meeste lood was in die grond net langs die besige toegangsroete tot Johannesburg, terwyl die minste lood aan die ander kant in die oop stuk veld gekry is buitekant Potchefstroom, weg van die verkeer af. Maar wat die totale hoeveelheid lood in die grond betref, dis nou daardie hoeveelheid wat die mens kan inneem, lyk die volledige prentjie so. Lood in die grond langs die Johannesburgse toegangsroete was bykans 50 keer meer as lood in die Wildkamp se grond. Die 347 deeltjies lood per miljoen deeltjies grond was ook heelwat meer as in die ander 2 besige verkeersroetes. Of
Of die 347 deeltjies lood per miljoen deeltjies grond wat ons hier gekry het, baie of min is, en of dit vir ons 'n gesondheidsgevaar inhou of nie, is dit nou nodig om hierdie telling te gaan vergelyk met internasionale standaarde. In 'n amptelike Amerikaanse verslag beveel sommige navorsers aan dat die loodinhoud in grond minder as 100 deeltjies per miljoen moet wees om kinders wat grond eet te beskerm. As daar geen grasbedekking is nie, moet kinders beskerm word wanneer lood meer as 250 deeltjies per miljoen raak. Ek is nou so 5 km van die naaste besige pad af. En hier het ons maar net 7 deeltjies lood in elke miljoen deeltjies grond gekry. Dis baie laer as die 100 deeltjies per miljoen wat sommige navorsers nog aanvaarbaar vind. Dit beteken selfs pika kinders, en dis nou kinders wat graag grond eet, sal met veiligheid hier kan speel. En dis baie meer as wat ons kan sê van die ander 3 plekke waar ons monsters geneem het. Maar wat het van ons plantontleding geword? Grasmonsters van dieselfde plekke waar grondmonsters geneem is ontleed om die hoeveelheid lood in en op die plantmateriaal te bepaal. Teenoor die 169 deeltjies lood per miljoen deeltjies plantmateriaal wat in die gras langs die Johannesburgse roete gevind is, het die wildkamp net 4 deeltjies per miljoen gehad. Dus hoe verder van verkeer, hoe minder die lood. Lenet Swart van Eco Rehab beskou normale loodvlakke van plante as tussen 2 en 7 deeltjies per miljoen. In Duitsland word tot 40 dele per miljoen as aanvaarbaar vir eetbare produkte beskou. 40 dele het jy gesê is nog aanvaarbaar in Duitsland, maar dit raak al hoog. 169 is 4 keer dit. Wat sê jy vir my? Moet ek nie meer 'n grasie pluk en in my mond steek as ek langs 'n besige pad afloop ergens nie? Nee, ek sou dit nie voorstel dat jy dit liewersters nie doen nie. Maar wat vir my bekommerniswaardig rondom hierdie hele ondersoek was, is dat gestel daar is byvoorbeeld weiding langs van hierdie besige roetes of langs 'n besige pad. En wat gaan die effek wees op daai vee? En dan as mens kyk na die hele voedselketting, wanneer daai vee dalk geslag word, wat die invloed daar gaan wees op die mens. Of groenteplase reg langs. Groenteplase reg langs aan. Wat van iemand wat byvoorbeeld nou vrugte en groente verkoop by 'n besige kruising? Dis afgepluk. Daai vrugte en groente, kan dit nog enigstens lood absorbeer? Ek dink nie regtig absorbeer nie, Johan. En as mense net die vrug sou was nadat hulle hom gekoop het, dink ek nie daar sal enige probleme wees nie. Want omdat dit meer op die oppervlak sal vasklou en akkumuleer, maar dit sal nie regtig geabsorbeer word deur daai vrug nie. Dit sou onwys wees om die bietjie navorsing wat ons gedoen het te veralgemeen. Maar dit sê tog iets, naamlik dat in die onmiddellike omgewing van besige paaie die loodkonsentrasie in plante en in die grond steeds onaanvaarbaar hoog kan wees. En dat dit 'n gesondheidsrisiko inhou, soos die studie in die Groter Johannesburg aangetoon het. Maar wat kan ons doen om, sê maar, kinders teen die gevare van lood in petrol te beskerm? Gebruik loodvrye petrol as die motor daarvoor ontwerp of aangepas is. Laat kinders hulle hande was nadat hulle gespeel het. Was alle voedsel deeglik af. En hou kinders se speelplek so skoon en stofvry as moontlik. But certainly we need to focus on the highest risk groups, which would be people living or attending school along busy roads, people living in very dusty areas, people living in informal settlements possibly, as our study also showed. Lood in petrol is nie die enigste vorm van loodbesoedeling wat daar is nie, maar wêreldwyd het die uitskakeling of afskaling daarvan vir die mense in die omgewing en veral vir kinders goed gedoen. Maar wat is die kanse dat Suid-Afrikaners in die afsienbare toekoms soos Amerikaners of mense wat in Wes-Europa bly, geen ander keuse sal hê as net loodvrye petrol nie? In Suid-Afrika en ander ontwikkelende lande is talle ouer motors wat nie loodvrye petrol kan gebruik nie. Die aanpassing van sulke motors is duur en daarom sal petrol met lood nog 'n tyd met ons wees. Maar wie weet, dalk lag gesondheid en tegnologie tog die laaste. Ons hoop dat binne 2 tot 3 jaar van nou dat ons 'n groot persentasie van die lood gaan verwyder. Ons moet dit ook doen om kataliste, wat ander besoedelstowwe in die atmosfeer verminder, te kan installeer by motorkarre. Of dit nou om gesondheidsredes is of bloot omdat hoë tegnologie dit al hoe meer vereis, die feit van die saak is, in die afsienbare toekoms gaan Suid-Afrikaners al hoe minder lood in hulle petrol kry. Maar nou is daar alweer 'n splinter nuwe debat
wat al hoe kwaaier raak. En dit is of 'n nuwe bymiddel, benseen, wat nou weer in loodvrye petrol gebruik word, nie dalk baie skadeliker vir die mens se gesondheid is as lood nie. Maar terwyl die nuwe een opvlam, kan ons die oue klaarmaak en sorg dat die lood en petrol nie ons kinders siek maak nie. Ja, lank verby is hierdie kwessie nog nie. En dit wil voorkom asof die alternatiewe bymiddels om lood en petrol te vervang ook nie so gesond is nie. Om nie eers te praat van die prys van petrol nie. Die battery-aangedrewe karretjies moet maar nou spoedig in rad kom.